Goeiemôre, good morning. Hi. Daar is die lied in die hart. Ek moet vir jou sê, ek het geweet ek kan op jou staat maak. Ja, Nancy. verstaan. Want Pieter is nou nie hier om dit vir ons te gee nie. Hy is nie hier nie. Vir die res van die week is hy dan nou 'n bietjie weg. So dit beteken ons het vir die res van die week 'n lekker girls week hier by Goeiemôre Good Morning en ons het weer 'n baie interessante program, propvol heerlike gesprekke. Raas oor na jou. Soos elke dag. Ons kyk na die konflik in die Midde-Ooste en wat dit vir Suid-Afrikaanse boere beteken. Leanne Kieser gesels oor hoe vetsig en 'n wêreldwye gesondheidskrisis is wat Suid-Afrikaners raak. Outsurance Referee of the Year, Amy Barrett-Tron, deel haar reis as professionele rugby skeieregter en biokineticus. Riet Rust praat oor hoe om narciste te herken en te hanteer. Kan jy regtig 'n leuen raak sien? Marcus Coetzee, sielkundige en leuen-opsporingsspesialis, deel tegnieke om waarheid van fiksie te onderskei. Fiona Ramsey gesels oor die produksie The Opera Singer en Elof bring sy nuwe enkelsnit bietjie chill. Ja, ek het hom gehoor en ek moet vir jou sê, 'n mens voel asof jy 'n bietjie chill wanneer jy daarna luister. Dit is altyd lekker om met Elof te gesels. Hy's so talentvol. Baie en so nederig ook, nee? Ja. Goed, Rasie, ek dink dit is tyd vir ons oggendpraatjies. So ek het 'n interessante storie, maar voordat ons daarby uitkom, wil ek eers vir jou vra. Jy is nou nogal gereeld op die pad. Ons weet dat jy dit nou onlangs ook vir ons, jy weet, met ons gedeel het dat jy nogal baie uur op die pad is. So beweeg jy ooit deur tolhekke? Ja. Ek dink ons is aan die kant waar dit nie so volop is nie, né? Dis meer aan die noordelike kant van Pretoria waar jy hulle kry. Ja, presies. Ons het eintlik oor die naweek het ons 'n bietjie Dinokeng toe gery want my seentjie was daar by 'n rugbykamp en toe moes ons deur 'n paar tolhekke beweeg, maar dit was nie so ver uit Johannesburg uit nie of so ver uit van waar ons bly nie, maar ons het deur ten minste 2 gegaan. Aan die Pretoria kant van Dinokeng, ja. So die rede waarom ek vra is, daar is toenemende frustrasie onder inwoners in Pretoria Noord oor spesifiek die stormvoël en die Zambesi tolhekke langs die N1 snelweg. Nou hierdie tolhekke is oorspronklik in die jaar 2000 opgerig om padopgraderings en ook langafstandroetes na Polokwane en Botswana te finansier. Vanweë groot residensiële ontwikkeling in gebiede soos Anlin, Montana, Waverley en Sinnewil in Pretoria sedertdien, gebruik baie pendelaars nou hierdie roetes elke dag. 'n Pendelaar kan vir minder as 10 km, hier is my baie interessante statistiek, tot sowat R562,50 per maand aan tolgelde spandeer. Nou daar is dus 'n debat oor die regverdigheid van die tolhekke, veral nadat die Gautengse e-tolstelsel afgeskaf is. Sommige inwoners sê dit voel soos ekstra belasting wat vir mense, of liewer net vir mense wat in die noorde van die stad woon. Weet jy, ek onthou nog toe ek jare terug met Pieter gewerk het, toe hy 'n nuwe enkelsnit gehad wat uitgekom het en ons het 'n hele profiel gedoen oor hom op die program waarop ons albei eintlik gewerk het. Ja. En hy en Lotie en die gesin het daar naby Zambesi gebly. Ek was geskok oor die feit dat ons deur 'n tolhek moes ry. Toe vra ek hom eintlik, dis nou jammer dat hy nie hier is vandag nie. Toe vra ek hom eintlik, moet julle as inwoners van hierdie gebied moet julle ook die tol betaal? Toe sê hy, absoluut. Elke dag wat hulle daar deurry en ek dink dit is onregverdig. Ek dink dit is onregverdig omrede dat jy kry nou 'n plek om te woon waar jy gelukkig is om in daai area te wees, is dalk naby die kinders se skole of naby jou werk of wat ook al. Nou moet jy 'n addisionele R562,50 per maand betaal net om huis toe en werk toe of skool toe te ry. Dit Vir minder as 10 km. Dit is vir my verstommend. Really, and I don't think it's fair. I think maybe if Sanral runs the toll gates, if they could maybe issue some kind of like residence pass for the people that live and work there, then that would be much more fair. I really don't think it's fair. Nou daar het jy dit, ons nuwe minister van Paaie en Vervoer. Dankie, baie Roseanne dankie. McKenzie. Ja. Nee, maar ek stem saam met jou. Ek dink dit is nogal vir my, jy weet, want baie keer wanneer 'n mens nou moet kyk na iets soos uitgawes en jou begroting, dan maak jy nou voorsiening vir iets soos brandstof, maar ek dink daai geld moet nou outomaties bygereken word
En ek dink net op die einde van die dag werk dit nogal duur uit. Wat as jy net gou vinnig net na een of ander plek toe moet ry Ja. en jy moet partykeer meer as een keer daardeur beweeg per dag. So ja, dis skokkend, maar dalk is daai 'n goeie oplossing. Ja, en die paaie is in 'n goeie toestand as jy daar ry, but like Ja. if you live there, you kind of it's not fair that you'd have to pay that every day. Ja, ons voel vir julle. Ons voel vir julle Pretoria Noordenaars. Companies like Woolworths have started testing express self-service checkout tills, while KFC has already rolled out ordering kiosks in many of its restaurants. Checkers is also trialing smart trolleys that allow shoppers to scan and pack their items while shopping and then pay directly from the trolley. Retailers say that these technologies are meant to improve customer experience and that staff will not lose their jobs as employees will now be trained for new roles in stores. However, labour groups such as the Congress of South African Trade Unions and Food and Allied Workers Union warn that automation could eventually reduce entry-level jobs, especially in a country where unemployment is already high. And I think recently the self-service checkout story has been quite prevalent in the news because of an incident that occurred in America with a certain South African married couple. And people have been saying that that kind of system wouldn't work in South Africa omrede dat mense sal Kanse vat. kanse vat. Ja. Exactly. Het jy al ooit 'n self-service checkout ding gebruik? Nee. Ja, hulle doen dit baie oor see natuurlik. So I've done it once or twice when we've been able to go to the UK, but and it is convenient because if there's a queue waiting for the cashier, then you just go to the express checkout and you do it self-service and you do it yourself. So it's a bit quicker as So well. dit is 'n bietjie gouer, maar ek kan sien hoe die COSATU en die ander organisasies bietjie bekommerd is daaroor because the cashiers are not really ever very busy because everybody's just going, oh, I just need milk and bread, so let me just go. So solank dit nie die werkers affekteer nie en die hoeveelheid werk wat daar beskikbaar is vir mense soos ons gesê het van entry level jobs, then I mean I'm all for it and hopefully South Africans will be able to behave themselves. Absoluut. Ek dink presies wat jy sê. Ek dink wanneer mense kyk na die kwessie van die werkloosheidssyfer in Suid-Afrika, Sweets kan dan daar jy weet wanneer mense daarna kyk, het dit werklike impak hê en dit is iets wat mense sal wil hê nie want werk is reeds skaars. Ja. Maar dit is daai hele ding van tegnologiese vooruitgang, maar daar is ook nadele. Jy weet na aanleiding van die werksgeleenthede wat dit gaan beïnvloed. Maar ek stem saam met jou. Ek dink oor die algemeen is dit net 'n bietjie vinniger kan gebeur. Ja. Baie keer wanneer 'n mens jy weet gaan kos koop ook en jy wil 'n bestelling plaas en daai soort van ding met die masjiene wat beskikbaar is, dan wens 'n mens dat dit kan net vinniger gaan gebeur, ja. Ja. So, ons kyk maar hoe dit gaan uitwerk. Ons praat nou van kos en boere is baie nou aan mekaar verbind. Elsa kyk bietjie later na hoe die konflik in die Midde-Ooste ons kos en ons boere gaan affekteer. Bly net waar jy is. Jy's ingeskakel op Goeiemôre. Good morning. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eko-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin.
van wildritte tot staproetes. Daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique, trek iets ordentlik aan. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Welkom terug. Alle oë is op die Midde-Ooste en selfs boere hier by ons voel al die gevolge. Die oorlog in Iran is in sy 2de week, maar daar is reeds kommer oor hoe dit die prys en beskikbaarheid van kunsmis kan beïnvloed. Die joernalis van Netwerk 24, Stefanie Terblanche, kuier nou saam om vir ons te verduidelik wat dit vir Suid-Afrikaanse boere beteken en hoe die insetkoste en graanproduksie geraak gaan word. Stefanie, baie welkom. Goeiemôre. Goed, jy het gepraat oor Suid-Afrika se afhanklikheid van ingevoerde kunsmis. Kan jy dalk vir ons 'n bietjie verduidelik hoe groot daardie afhanklikheid eintlik is? Natuurlik. So Suid-Afrika is word baie afhanklik van ingevoerde kunsmis en kunsmisbestanddele omdat ons nie self in oorvloed die natuurlike chemikalieë het om hierdie kunsmis te maak in Suid-Afrika nie. Ons het selfs 'n plaaslike staatsbeheerde kunsmismaatskappy, Foskor, maar hulle moet ook self die kunsmisbestanddele invoer om dit plaaslik te vermeng. So Suid-Afrika voer tans 80% van al die kunsmis wat hulle per jaar gebruik in. En dis nou reg oor die landboubedryf gebruik ons 2 miljoen ton. So basies 1,6 miljoen ton word ingevoer. So ek sê ons is taamlik afhanklik van invoere en dan dit is van reg oor die wêreld van waar ons invoer, byvoorbeeld Saudi-Arabië, Qatar, Oman, Chili en Rusland. Nou, wat het die vorige keer gebeur toe 'n globale konflik soos die oorlog tussen Rusland en Oekraïne die invoer van kunsmis ontwrig het? So ongelukkig het dit groot prysstygings veroorsaak. Dit het 'n negatiewe indruk op die landboubedryf gelaat. Ek het 'n bietjie met Wandile Swieslobo gepraat, hy's 'n landbou-ekonoom en hy werk nou ook deesdae as die deel van die presidensiële adviesraad vir ekonomie, so hy weet waarvan hy praat. En hy het gesê Rusland voer wêreldwyd 12% van al die kunsmis uit. En dit het dus, toe daar konflik was, het dit groot probleme met logistiek veroorsaak en ook omdat daar sanksies was, het dit verdere prysstygings veroorsaak wat 'n erge gevolg gehad het vir pryse. Kunsmis is 'n groot komponent van Suid-Afrikaanse insetkoste vir boere en dit maak 35% uit. So toe die pryse gestyg het, was baie landboubesighede onder druk gewees. Gelukkig met daardie konflik het die regering ingespring en veral klein boere gehelp, wat natuurlik hulle baie gehelp het. Kommersiële boere het volgens Wandile 'n bietjie meer van 'n finansiële buffer gehad omdat hulle vorige goeie landbouseisoene gehad het. So hulle het maar voortgegaan en die duurder prys betaal om net voort te gaan met produksie.
Ja, en is altyd baie interessant om te luister en te lees. Jy weet wat Wandile Sihlobo altyd te sê het. Ek is ook nog 'n groot aanhanger van alles wat hy altyd of sy insig wat hy altyd deel. Hoe ernstig kan die impak van die Iranse oorlog wees op die insetkoste van boere? En ek wil hê ons moet veral kyk na graanboere. So, soos wat ek nou 'n bietjie genoem het, Rusland 12%, Midde-Ooste 33,3%. So 1/3 van al die kunsmisbestanddele kom uit die Midde-Ooste uit. So as ons 'n prysstyging gesien het toe met die kleiner bedrag gaan daar heel moontlik ook 'n groter prysstyging nou wees en Sihlobo het reeds gesê dat 'n prysstyging wel gesien word. En dit is hoofsaaklik in stikstofkunsmis wat ons nie die natuurlike chemikalieë in oorvloed in Suid-Afrika het nie. So dit is iets waarvoor ons baie moet invoer. En hoe langer die konflik gaan aangaan, hoe groter gaan dit 'n probleem word vir landbou. En omdat graanboere 35% het, die insetkoste, dit gaan net hoër raak soos wat die tyd aangaan. Nou jy noem dat kunsmis ongeveer 35% van 'n graanboer se totale produksiekoste uitmaak. Watter veranderinge kan boere moontlik nou verwag? So dit is nou 'n baie besige tyd vir boere wat wintergewasse gaan plant. So in April gaan die Wes-Kaap en die Noord-Kaap begin met die wintergewasse en dan in Mei die res van die provinsies. En wanneer ek praat van wintergewasse, praat ek van koring, canola, gars, haver. Dit gaan alsnou geplant word. So indien die boere wat hierdie wintergewasse plant reeds meeste van hulle kunsmis aangekoop het soos Sihlobo glo hulle het, dan behoort die prysstygings nie so groot impak te hê nie. Dit gaan wel wees as hulle nou eers koop vir die komende maand se produksie. Maar waaroor hy veral bekommerd is die somerproduksie. Want hoe langer die konflik aangaan, hoe duurder gaan dit raak. En ons praat oor graan wat 35% is, maar dit is nie net graanboere wat 'n hoë insetkoste het nie. Dit is ook byvoorbeeld suikerrietproduksie en oliesade en hulle begin eers in Oktober. So die negatiewe impak gaan waarskynlik hoër wees op die kommoditeite solank dit aangaan. So ja, dit kan sleg raak. Ja, wil nou jy sou vra wat gebeur met die pryse en ook die beskikbaarheid van kunsmis indien hierdie konflik langer sou aanhou of net lank oor die algemeen? Ja, so Sihlobo het gesê daar is eintlik geen aanduiding van hoe lank hierdie konflik kan aanhou nie. So dit is maar 'n onsekere tyd. Maar wat hy wel gesê het is daar's nie tans te veel bekommernisse oor die beskikbaarheid van kunsmis nie, net soos met brandstof. Daar is genoeg voorraad tans, maar die prysstygings is kommerwekkend en ja, soos ek sê, hoe langer dit voortduur, die skepe staan stil, die tanke genade, die vraghouers staan op die bote en wat kan jy doen? Dit is nou maar net 'n ongelukkige situasie. Ja. Wel, Stefanie, ons hou hierdie nuus met groot belangstelling dop. Baie dankie vir jou tyd ook vanoggend en al die inligting wat jy met ons gedeel het. Dankie. Goed, jy kan ingeskakel bly. Ons gaan binnekort voort met die res van die program en daar is nog heelwat wat wag, maar ons gesels net hierna oor hoe vetsug Suid-Afrikaners beïnvloed. Jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. With comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad.
Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfskilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. This is Goeiemorgen, good morning. Today we're turning our attention to a growing health concern affecting millions of people around the world, obesity. Globally, experts estimate that by 2035, around 4 billion people could be living with overweight or obesity. Here in South Africa, the situation is also quite worrying, with predictions that nearly half of adults may be obese within the next decade. To help us unpack this issue, we're joined by Leanne Kieser. She is a registered dietitian and head of public affairs at Danone, South Africa. Leanne, a warm welcome to Goeiemorgen, good morning. Oh, good morning. Thank you for having me. This is really a conversation that needs to be had, because it is such a growing concern in South Africa of many, many people struggling with obesity. But is it really that serious? It really is serious. And to add to the stats that you introduced just now, you know, locally, we know that 2 in 3 South African women is either overweight or obese. So it means that if you're the average woman growing up in South Africa, the likelihood is that you will end up overweight or obese. And this issue is not only impacting adults, but more and more we're seeing the impact in children as well. And just this month, our Department of Health has published new results about the prevalence of overweight and obesity in our children, showing that 23%, almost a quarter of our children between the age of 6 and 14 years, is also overweight or obese. And the risk with that, of course, is that it is a chronic disease, which is associated with many other chronic diseases. So when you're overweight or obese, your risk for heart disease, high blood pressure, type 2 diabetes, cancers, cardiac risk, those risks increase. And this, in the end, places a burden on you as an individual, but also overall on our country, because people who are overweight, people who are, you know, struggling with their health, it places an economic burden both on the country, but both on your individual capacity and your household. Yeah, the issue of obese kids that you brought up as a mom of 2, I think that is very serious, because we are responsible for the behaviors that children model, and we're also responsible for the things that they put into their mouths. How true. It's absolutely true. I mean, that old nuance that parents are basically role models for their children. They are mimicking the way that you behave. And you know, that's extremely true, and it is important for parents to take heed of that and pay attention to it. But interestingly, more and more, what nutrition scientists are showing us is that it's not always only in an individual's capacity whether or not their family is a healthy body weight or not, but more and more they're talking about food systems and the systemic environment. So the foods that you're exposed to at your local retailer, the kind of advertising that you're exposed to, you know, on billboards, on TV adverts and this kind of thing, it has an impact on our choices. And so more and more, the pressure is increasing on the food environment, on food manufacturers, on retailers, on government and stakeholders to make sure that the environment we've set up for adults and for their children is one which is encouraging and supporting a healthy diet. I'm so glad that you brought up the advertising, because advertising for fast food and food that is more kind of has a tendency to make us obese if we eat too much of it. It's
all very attractive. It's just bright colors and all of that stuff. We actually had a conversation on the show about certain countries that are banning fast food advertisements before a certain time in the evening, before a certain time in the evening, so that kids are not exposed to it. But I mean, it is the advertising, and it is also the economic factors that affect what people can afford to eat. Yeah. So on this topic of advertising and marketing to children, you're right. It's an extremely important growing topic. We know that exposing kids to advertising to create aspiration or excitement about these unhealthy foods is dangerous, because then a kid builds an affinity for a particular food and they grow up believing that this is something desirable and great. More and more regulations are clamping down on this ability to freely advertise whatever you like in terms of unhealthy foods to children. And I'd like to refer you to a study, because not only are regulators improving sort of the guardrails around healthy eating and promotion of healthy foods, but what you see more and more is that food companies are acknowledging their role in encouraging healthy eating behavior and making sure that they are adopting responsible practices when they communicate with children. So just in February, very excitingly, a study was published in partnership with UCT and the Medical Research Council. And basically the study was assessing the behaviors that impact the food environment of 29 different food companies in South Africa. And basically the assessment is around what is the company's nutrition strategy, what is the healthiness of the products that they put onto the market, what is their positioning on positive and responsible marketing of those foods, and finally, how do they make those foods, especially the healthy ones, more affordable and accessible. And I'm really pleased to share that Danone Southern Africa was the company who scored #1 on this national ranking of impact on food environments. So it's an increasing topic which is getting more and more light and pressure. Independent researchers are assessing food companies' behaviors, and we do see a positive kind of nudge in the direction of responsible promotion practices. Which nutrients would you say are key to managing a condition like obesity? We don't talk about nutrients, we talk about foods. You know, I think that people tend to get hung up on a particular nutrient and cut it out completely. Completely, or focus only on that, when at the end of the day, we aren't eating nutrients, we're eating foods. And that's the reality of our culture and the way that we have our healthy diets. And, you know, also one of the messages I hear quite often is that healthy eating is reserved for people who can afford it, and it's not accessible to, you know, everybody else, which I really like to turn that conversation on its head, because I think sometimes healthy eating, we talk about it as individual nutrients, we talk about it as supplements, when actually healthy eating is whole foods, which are plenty of fruits and vegetables, for example, making sure that you have 5 servings of fruits and vegetables every day. It doesn't always have to be the way the media depicts blueberries and supplements and expensive things. It can be your average fruits and vegetables, apples, bananas, nachos. You know, these are great. Making sure that you focus on a protein source at most meals. So your meat, your fish, your chicken, and your eggs, those are, of course, great protein foods, but also don't forget your dairy products in that scenario. Dairy products are offering a source of protein as well as being quite affordable, and more science is showing in the scope of fermented dairy products. Leanne, there's so much to chat about. I'm so sorry, we are out of time. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business.
Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfs skilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Amy Barrett-Tron is a professional rugby referee and a biokineticist who has just been named Outssurance's Referee of the Year. She's here to tell us all about her rugby journey and what it takes to reach the top as a referee and, of course, as a female referee. Amy, thank you for joining us from Cape Town. Really appreciate your time. I must say, I think you and I have been chatting on and off for about 2 years, and it's finally nice to nail you down for an interview. I appreciate your time. I think the first question, obviously, is what makes a woman want to break into refereeing, which was, let's call it 10 years ago, almost exclusively male? And secondly, how tough was it to get it right? Yeah, good morning, everyone. Thank you. And I'm glad we are finally chatting. I think when it comes to refereeing, it was just a natural progression from my playing days. So I really enjoyed my time out on the field. I enjoyed just rugby in general and the challenges that it brings and how far it pushes you as a human being. And I ended up retiring in 2013 and I couldn't stay away and started reffing in 2014 because I just wanted to be in the action. It certainly wasn't easy. I think being the first brings its own challenges. But for me, I just made it really personal. Like I wanted to ref and see how far I could go. So, to everyone else, it was live and let live. You're welcome to your own opinion. And thanks for sharing it at times. It's all worked out quite well. I was fascinated to see when I was doing my homework for our talk today that you are neurodivergent. So let's just talk about that for a second. You only discovered that a few years ago. How has that changed how you've gone about your life since then? Yeah, it's been an interesting journey, obviously figuring things out a bit later in life. But in the beginning, I was a bit nervous with, say, sharing that I'm on the spectrum. And, automatically people think, well, then can she perform at a top level? But actually, the more I delved into it, the more I think it's beneficial. The things that I can do, that I can focus on, the obsession of rugby, the balance of a fair contest, always making sure that the two teams, they're able to play and that I'm giving the fair overall. I love rules. I love the laws. So it's all worked out in my favor. It has been a couple of work-ons, just general communication. Not a huge fan. And obviously a couple of sensory things when you've got your microphone, your GPS, your radio packs, your heart rate monitor, like was a bit of an adjustment. But overall, I actually see it as a bonus, as an advantage. Along the same lines, I did see that you were quoted as saying sometimes you can be a bit brash, but by the same token, I also read up in it, I actually saw the exchange where you were playing and you said to the players, you're not exactly happy, you're actually disappointed. And then you pulled it back. Just take our viewers back to what happened and what was that exchange, because that was just absolutely classic.
So I'll be honest, when the moment happened in the game, I didn't think too much of it. I'm pretty direct and pretty straightforward, and I just said it how it is. It was an under-20s Six Nations match between England and Wales, and it's obviously a bit of spice between the two countries, being neighbours, and I just said to the boys, listen. It's on you, captains. Take control of your teams. They're all like, great. Yeah, Amy, no worries. We get on the field within a couple of minutes. There's the first brawl, and I just was, blown away with the response. So, ended up pulling them over, and the words came out. And I think, ironically, I'd become a mom just in a little bit before that. So the mom advice came straight out there, and luckily the players responded really well. Like I always try to respect the players as well, but sometimes you choose your messages to different customers, and luckily this one worked. Love the fact that you call the players your customers. I think that is a lovely way to think about it. Amy, what do you say to people who go, oh, well, that referee was against us on the game, match, and et cetera, et cetera. And you so often hear it. Just for what it's worth, I always say to people, there is no way that at your top level that anyone wants one team to win. You want to be as fair, as you said in your previous answer, as you possibly can be. Yeah, exactly. And I don't think people understand that we're professional referees. Like if we were to have any influence on a game, like we would lose our jobs. And, I just love reffing, love rugby, love everything that's about it. So there's no way I'd want to risk my career to throw a game. And it was probably an adjustment for me as well. Like I used to play and I just thought this ref saw absolutely nothing in this game. But as soon as I picked up the whistle, and realize how much goes into a game. Obviously the physical challenge, you have to be there by the ball all the time. You have to be making split-second decisions under fatigue. All of these things, it just comes into, how professional it is. I have so much sympathy for other referees that get on the field because it is so difficult. And I think I remember reffing my first top URC game and getting back to the hotel, and I just sat on my bed just completely numb because your brain works so hard. So I actually don't have any more capacity to help any of the teams. I'm trying to blow the laws. So it is tricky, and I have been to a couple of braais where people are shouting at the ref and they turn to me like, Amy, surely that's a try. I'm like, well, actually guys, the protocol is that, and they're like, oh, okay. So we've had some good moments, but I think it's important just for people to understand how professional it is. We pretty much go Monday to Sunday, with the travel, with the preparation, with the review, with meetings, with, just getting into the right headspace every Saturday because every game is different. So I wish more people would appreciate that. Amy, are there too many rugby laws? That is a great question to ask a referee. And I think, what happens when you go onto the field, you're obviously not thinking of every law, the laws and, you experience the laws, but it's about keeping it as simple as you can on the field. Like, something happens on the field and the infringement needs to jump out and be clear and obvious. And then those are the ones you want to get. You don't want to be overly technical, and you don't want to ref every, hundreds of laws in the law book because you'd blow your whistle every 3 seconds. The attention would be on you. And actually, and this always sounds a little bit interesting when I say it, no one came to watch you as a referee. People came to support their team. So let the focus be on the players. So the more you blow your whistle and you try and blow every law, yes, there are a lot, but they do make sense. And the coaches keep, nitpicking to try push into different areas. So we have to keep changing them. I'm afraid I have to cut our interview short. I could have carried on talking to you for a long time. Die eindvlekkie het geblaas, maar maak seker jy bly net daar. Ons is nou net hierna terug. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm.
Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld in die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique, trek iets ordentlik aan. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Thys is terug op sy pos en dit is weer tyd vir sy weeklikse Boel en Bear verslag. Thys, baie welkom. Lekker met te wees selfs. Goed, die JSE het oor die afgelope maand teruggesak nadat dit rekordvlakke bereik het. Wat presies het gebeur as jy dit vir ons moes opsom? Kyk, Elsa, ek dink as ons net begin by die begin, so waar hy op sy rekordhoogte was in plaas van wat net die laaste 2 weke gebeur het in Februarie. So as ons gaan kyk waar die JSE het op sy hoogste was in Februarie in 52 weke, het ons toe nou van daar af basies weet gesien daar was 'n aanpassing of amper halfe markherstelling gewees van ongeveer 10%. So dit lyk 'n klein bietjie erger as wat die prentjie net byvoorbeeld laasweek geskep het met ongeveer 5%, maar wel 5 + 5 is byna vandag 10. Jy weet, so as ons daarna gaan kyk, so baie mense is nou baie angstig, baie mense dink nou by hulle self, ja maar die markte gaan nou heeltemal val, jy weet dalk met addisionele 5 basispunte, of dalk selfs 'n moontlike nog 'n 10, want dit is definitief in prysbaar, as mense gaan kyk, jy weet wat in die Midde-Ooste aangaan, maar ek dink ja, mense moet maar net eers kalm bly en kom ons kyk wat gebeur, maar hierdie week gaan 'n interessante week wees. Goed, so sê dis 'n Suid-Afrikaanse probleem of 'n globale probleem? Ek dink dit is 'n definitiewe globale probleem, want as ons maar weer eens terugverwys wat aangaan in die Midde-Ooste, en natuurlik jy weet as ons weer gekyk het oor die naweek, jy weet waar Amerika byvoorbeeld in ekstra lande gaan aankondig het, jy weet dat burgers met wat hulle self onttrek uit lande uit. Ja. So dit wys jou weer eens die intensie van die oorlog is nie op die korttermyn gefokus nie. Dit is dalk iets wat 'n klein bietjie langer kan aanduur as wat hulle byvoorbeeld aanvanklik gesê het. En as ons byvoorbeeld daarna gaan kyk, dan is dit 'n oorspoeling van omstandighede, en dan natuurlik jy weet is dit 'n moontlikheid jy weet dat hy verdere verliese mag sien jy weet rondom nie net die JSE nie, maar rondom die S&P 500, die Nasdaq, die Dow Jones, jy weet dit is maar 'n globale probleem. Hoekom beïnvloed die hoër oliepryse die JSE so baie?
Ek dink as 'n mens gaan kyk, in Suid-Afrika, ons produseer nie self olie nie, so met ander woorde ons moet invoer en dan natuurlik jy weet die tekort wat homself moontlik kan in die gesig staar binne die volgende maand of 2, want weer eens dit is nie onmiddellike tipe van 'n tendens nie. So die straat van Hormuz is nie byvoorbeeld 'n probleem wat nou homself die laaste 2-3 weke uitgespeel het wat dit onmiddellike tekort veroorsaak nie, maar die tekort is eers byvoorbeeld 'n maand of 2 later, want daar was nog voor dit was daar reserves opgebou deur OPEC. So met ander woorde die regte basis, jy weet, whiplash soos ons dit kan noem, is eers 'n maand of 2 na die tyd en hy het klaar so groot impak gemaak en as hy byvoorbeeld hoe langer die oorlog aanduur, basies weet hoe groter word daai reserve en hoe groter word daai whiplash. So dit is ongelukkig, die olieprys is 'n meganisme, as ek daai woord kan gebruik, jy weet, vir wêreldekonomie. So dit word ongelukkig daarop bepaal. En as dit swaar gaan op baie front, dan is wêreldekonomie onder druk. Watter sektore het die meeste geval? As ons gaan kyk byvoorbeeld kommoditeitsaandele, maar weer eens, onthou kommoditeitsaandele het tot 'n groot faktor gespeel, jy weet, rondom die algemene gewig op die JSE en volume. En dan natuurlik, jy weet, as mense ook daar gaan kyk, jy weet, vir die laaste jaar en 'n half veral, daai balansstate is verskriklik opgeblaas, as gevolg van ditjies en daaietjies, maar as gevolg van aankope van goud wat basies weet rekordhoogtes, silwer rekordhoogtes, platinum, daar's 'n klompie elemente wat 'n rol speel. Maar nou basies weet is daar 'n klein bietjie wat so mense wat weer ontslaa raak van daai tipe van kommoditeit en dit is basies weet begin dit nou afstaan, jy weet, en dit word stadiger en dan outomaties jy weet dan verloor daai maatskappye balansstaatwaarde. En dan sien 'n mens byvoorbeeld okay, maar mense ook aan die ander kant in plaas van dat hulle byvoorbeeld direk goud gaan koop het, trek hulle self dan nou ook uit daai tipe van goud tipe van aandele ook. En dit is maar basies weer die tendens wat ons nou sien. Is daar enige sektore wat miskien 'n bietjie beter gevaar het? Kyk, die finansiële sektor het natuurlik ook nogal baie hoog gevat, maar as ons byvoorbeeld gaan kyk na industriële tipe van aandele ook hoog gevat, maar jou klein en medium maatskappye het tog amper weer eens die Engelse woord gebruik, vigilant gebly. En dit lyk of hulle die basies weet nog 'n bietjie terugslaan en jou retail tipe van aandele doen ook relatief okay, maar weer eens as ek praat van okay, nou is dit weer terug, jy weet, by die ou tipe van opbrengste waarna ons gewoond was oor die laaste 5 jaar voor hierdie, kom ons sê net maar spike wat gebeur het. En dit is in die omgewing van tussen 6 tot 9% per jaar. Jy weet, en baie keer is dit ook nie baie goed genoeg, basies weet, vir 'n tipe van 'n belegger wat byvoorbeeld nou gewoond was aan rekordhoogtes vir die laaste 2 jaar om nou weer stelselmatig terug te gaan na baie konservatiewe tipe van groei wat nie dubbelsyfers toon nie. Nog iets wat uitstaan is die banksektor. Is daar probleme in die sektor? Ek sal sê nee, ek dink die banksektor is een van die sektore wat regtig waar nog in Suid-Afrika gesond is, veral as ons gaan kyk na die tegnologie element wat ook ingebring word binne in bankwese. As ons gaan kyk, jy weet, na jou kleiner tipe banke, of ek wil nie sê jou kleiner tipe banke nie, maar byvoorbeeld jou banke wat baie meer gefokus is op jou volume tipe van kliënte, wat byvoorbeeld hierdie tegnologie inbring, en natuurlik jy weet dan 'n ander groot beleggingsinstansies, sonder om name te noem, wat byvoorbeeld hulle self nou ook wend na die banksektor toe. So dit sê vir jou, daar's 'n klomp verwikkelinge daar wat eenvoudig aan die ander kant is dit ook gesond vir my en jou, want dit gee vir my en jou ook baie meer opsies en keuses, en as dit kom by bankkoste, jy weet, is amper so belasting, is iets wat jy nie regtig wil betaal nie, maar dit is iets wat jy moet betaal om daai platform wel te kan geniet. So met ander woorde, ek sien nogal uit wat daar gaan gebeur. Daar was egter 'n daling, so moet beleggers bekommerd wees oor hierdie daling of nie regtig nie? Nee, ek dink nie regtig nie, want weer eens die daling kom vind plaas as 'n mens byvoorbeeld gaan kyk, hulle balansstate ook maar, jy weet, soos mense gaan kyk byvoorbeeld as goud byvoorbeeld op is en kommoditeite is op en daai aandele is op, outomaties word hulle aandele portefeuilles waarna hulle ook basies weet geld in presteer, is ook stelselmatig besig was en het baie goeie inkomste verdien oor die laaste jaar en 'n half, selfs dividende gewys. So ek is nie te bekommerd daar as dit daarna gaan kyk nie, maar weer eens die kommoditeitssektor en die finansiële aandele sektor is baie naby aan mekaar as gevolg van byvoorbeeld die portefeuilles wat hulle binne in hulle tipe van portefeuilles sal ook bestuur, so baie swaar basies weet gelaai gewees het op die kommoditeitsmark. So kan 'n mens daarna kyk as 'n goeie koopgeleentheid?
Ja, ek dink as 'n mens byvoorbeeld nou gaan kyk, wag nog so klein bietjie as 'n mens wil gaan kyk, jy weet, na daai tipe van goeie koopsgeleenthede, om juist te gaan kyk, die mark is juist nou besig om homself nou basies weet te herprys, as ek dit so kan sê, en dan basies weet as jy daarna gaan kyk, wag nog 'n klein bietjie, want dan gaan definitief nog 'n klein bietjie afgeskil word, en dan kan ou byvoorbeeld gaan kyk na winskopies, jy weet, op die aandelebeurs, maar ek sê byvoorbeeld nou dadelik spring omdat daar byvoorbeeld 'n 5% regstelling was, of byvoorbeeld 'n daling. Ek hou nie van die woord regstelling nie, want dit maak nie vir my sin nie. Jy weet, dis baie ouens sal sê dat daar is 'n herstelling of daar is ingeprys of enigiets soos dit. Ek sê op baie bladsy nie, maar in elk geval kom ons kyk wat gebeur. Goed, Thys, wat is die grootste risiko's wat beleggers nou moet dophou? Ek dink ja, basies weet, don't buy the headlines. Ek dink dis baie belangrik, want baie mense sien byvoorbeeld elke dag as hy nou die, kom ons sê nou maar sy sosiale media oopmaak, of sy plekkie waar hy sy nuus gaan lees op 'n daaglikse basis, en hy eintlik op hierdie stadium al wat hy sien is bomme wat drop. Jy weet, so left, right en center, en outomaties is mense dan geneig om te sê, ja, kom ons gaan koop blikkies kos, en kom ons gaan kry water, en pappa moet die swembad leegmaak, jy weet, laat ons hom, jy weet, amper as 'n bomshelter kan begin gebruik en installeer, en ons gaan verkoop ons aandele. Ek dink ja, dit is amper die heel ding wat die belangrikste is wat jy nou nie moet doen nie. Daar is definitief 'n sekere aandele wat jy moet verhandel, en ek dink ja, ons het al daaroor gepraat vroeg in die jaar, want ons het daar al gesê, jy weet, sonder byvoorbeeld die inval op Iran, het ons al gesê daar's 'n sekere tyd waar 'n aandeel piek, en dan ongeag of dit nou winsbelasbaar is of nie, betaal jy 'n bietjie winsbelasting daarop, maar jy is basies weet op 'n goeie tyd uit daai aandeel uitgetree. En dan sal daar altyd weer 'n geleentheidsaandeel wees wat jy either kan opkoop, of jy gaan vir jouself sê, okay, maar kom ek wag ten minste net die eerste of die tweede kwartaal uit, laat ek net sien waantoe verwikkel hierdie jaar. En ek dink dis baie meer effektiewe tipe van fondsbestuur, of dan nou selfs individuele bestuur, as wat jy net go with the flow. Want nou basies wat gebeur is, jy hou nou daai aandeel vas in daai wat so 'n portefeulje, en eventually nou val daai aandeel, en nou voel jy, ja, maar nou het ek geld verloor, maar jy het in effek nog steeds die geld verloor as jy gaan kyk ja, waar daai aandeel vandaan gekom het nie. Maar jy kan hom, baie mense maak die feit nou, hou hy daai aandeel daar, tot hy heeltemal begin regtig waar 'n verlies toon, waar hy hom byvoorbeeld aangekoop het 'n jaar of 2 terug. En dan vat dit jou omtrent enigiets tussen 16 tot 21 maande plus, jy weet, om net weer daai groei op te maak. Dan val jy in daai put van basis, jy weet, ek het gemaak en verloor, ek het gemaak en verloor. So dit is baie belangrik, jy weet, dat jy adviseer vir jou gaan kry, jy weet, wat vir jou kan sit in 'n portefeulje, maar ook die guts kan hê om vir jou te sê, okay, maar ons moet nou uittreë uit die portefeulje uit. En dis baie kere die verskil tussen 'n baie goeie adviseur en 'n adviseur wat baie kere net uitkyk vir sy eie wat so aan fooie. Hoe belangrik is die rand in al hierdie verwikkelinge? Die rand is 'n baie belangrike enige wat soms Suid-Afrikaanse tipe van belegger en selfs enige Suid-Afrikaner is baie gefokus op die rand. En ek bedoel, dis amper daai ding wat ons het, soos byvoorbeeld ons is mal oor die Springbokke. Met ander woorde, ons moet altyd presteer. As ons nie presteer nie, dan voel ons sleg daaroor en ons wil verandering hê, amper onmiddellik. Rassie, jy is daarom nog alright. Maar as jy byvoorbeeld dan gaan kyk, die rand is maar baie keer dieselfde, want ek bedoel, as jy byvoorbeeld oorsee se vakansies gaan doen, as jy oorsee se aankope wil doen, want vandag is alles maar ook maar, jy weet, die meeste die Timotannies en alles wat aanlyn is, jy weet, dit maak 'n groot verskil op baie huishoudings, maar weer eens as ou byvoorbeeld gaan kyk, die rand en die dollar speel tog maar 'n groot rol, ongeag of jy selfs 'n aktiewe belegger is, selfs in lokale velde, is dit dan maar een van daai goedjies, by die 7 uur nuus wat jy aanbied, by the way, vir die pand, is dit basies, jy weet, daar buite, om te sê, almal gaan kyk elke aand, wat het gebeur op die markte, hoe sterk is die rand, en dan gaan dit maar net so aan. Jy kan maar vanaand weer inskakel, hoor, Thys, ek sê maar net. Daar. Goed, is die JSE nog duur op die huidige vlakke? Ek dink ja, sonder om te kies om te draai, ek dink daar's aandele wat op die JSE wat baie goed geprys is, maar daar is ook aandele op die JSE wat jy net eenvoudig nie nou meer in 'n saamgestelde portefeulje, veral met nuwe geld, nou moet gaan aankoop nie. Ek praat nie van bestaande portefeuilles nie, maar as ons gaan kyk na nuwe geld, wees baie versigtig op hierdie stadium as jy nuwe vrywillige kapitaal het, of as jy nou gaan aftree of iets soos dit, om nie nou byvoorbeeld op 'n saamgestelde fonds wat te swaar gelaai is, byvoorbeeld op die JSE, want jy koop 'n aandeel wat eenvoudig dalk net te duur is. Jou laaste gedagte in 20 sekondes. Laaste gedagte 20 sekondes en ek het al 5 gemors, is baie eenvoudig, moenie baie vinnige besluite maak op hierdie stadium, oor haastige besluite nie, veral nie as jy nuwe kapitaal het nie, en dis hoekom mense daar is, jy weet, soos ons self ook, en natuurlik Everest, laat ons na julle kyk, ek bedoel, dit is baie belangrik, dit is waar ons spesialiseer, en wees rustig.
Wees net rustig. Ek dink daai is die tema van die oggend. Elof gaan ook 'n bietjie later met ons kom gesels oor 'n bietjie chill. Lekker. Thys, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Goed, dit is altyd wat ons nou het, maar bly net waar jy is, want ons is binnekort weer terug en dan fokus ons op nog 'n belangrike onderwerp, naamlik narcisme en hoe jy so iemand kan uitken. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfskilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Die woord narcis is al hoe meer op almal se lippe, veral met die toenemende aandag aan persoonlikheidsversteurings en die manier waarop mense in hulle werk en persoonlike lewe met ander te doen kry. Vandag gesels ons met die vryskutjoernalis en skrywer van die boek Ek, herken en hanteer narciste, Riet Rust. En Riet gaan insigte deel oor hoe 'n narcis jou werksomgewing en ook persoonlike verhoudings kan beïnvloed en hoe jy jouself teen hulle manipulasies kan beskerm. Riet, altyd 'n voorreg, baie welkom by Goeiemôre, Good Morning. Goeiemôre. Goed, nou ons hoor dikwels die begrip, wil ek amper al sê, narcissisme. Maar jy noem die persoonlikheidsversteuring narcisme. Hoe so? Ek het gedink narcissisme is 'n verskriklike lang woord en dit klink ook nie vir my Afrikaans nie. En ek het gaan kyk in die woordeboek na vertaling van narcissism. En staan daar onder meer narcisme, toe dink ek dis die woord wat ek gaan gebruik. En hoe het dit gebeur dat jy 'n boek oor hierdie onderwerp geskryf het? Sari het my gevra, want ek dink hulle besef teen hierdie tyd, ek is mal oor sielkunde, en
Ja, die reaksie op die artikel was absoluut oorweldigend en ek het besef, dis nie so dat ons 'n narcis onder elke bos wil uitskop nie, hulle bestaan regtig en daar's baie van hulle. So ek het dit verskriklik geniet om te skryf en ek het as gevolg van die reaksie gedink, definitief is dit 'n boek werd. En ek dink ek stem heeltemal saam met jou. Ek bedoel, dis so 'n insiggewende boek en ek dink elke persoon moet die moeite doen om daai boek in die hande te kry en dit te lees, want dit is belangrik om hierdie soort mens te kan uitken. Maar as jy nou 'n kort definisie van narcissisme of narcisme moes gee, wat sou dit wees? Hulle het 'n sin van verskriklike grootsheid, hulle het 'n gebrek aan empatie en definitief is hulle verslaaf aan bewondering. Dis soos hulle dwelm wat hulle eenvoudig moet hê en as hulle dit nie kry nie, is hulle verskriklik ongelukkig en verkrummel in 'n klein bonneltjie. So dit is redelik uitputtend om in jou lewe te hê. Goed, nou baie belangrik, watter eienskappe het so 'n persoon? Want ek bedoel daar is 'n verskil tussen narcistiese trekke en dan ook narcistiese persoonlikheidsversteuring. Ja, as jy 'n paar trekke het, dan sê net maar jy's iemand wat manipuleer. Dis nou een van die eienskappe van 'n narcis. Maar dan is daar ook 'n narcistiese persoonlikheidsversteuring wat baie erger is. En die persoon kan voldoen aan 9 eienskappe of 5 daarvan definitief wat 'n psigiater of 'n sielkundige dan kan klassifiseer. En aan hulle is daar nie veel salf te smeer nie. Jy kan leer om hulle te hanteer, maar jy moet maar eintlik maar hardloop, jou rooi skoene uittrek en hardloop. Ja, dit is ook 'n gebrek aan empatie. Hulle is vreeslik aanspraakmakerig. Jy weet hulle oordryf ook hulle prestasies. Hulle sal misbruik neem van ander mense, hulle sal ander mense uitbuit, verskriklik jaloers. Jy kan nie eintlik hulle kritiseer nie, want hulle kan dit nie vat nie, want hulle het eintlik 'n baie swak selfbeeld. Hulle is, of hulle dink hulle is suksesvol en briljant, maar ja, die selfbeeld is broos en hulle is verskriklik hoogmoedig en arrogant en dink natuurlik hulle is baie beter as ander mense. Ja, die tyd is besig om ons so stadig maar seker in te haal, so ek gaan so 'n bietjie aanbeweeg deur vir jou te vra. Daar is blykbaar meer mans as vroue wat narciste is. Hoekom is dit die geval? Ja, omtrent 75% van narciste is mans. Hulle het meer testosteroon as ons, so hulle kan reageer, hulle kan woedend en aggressief word en hulle is ook nie geneig om te praat soos ons met ander mense nie. So hulle sien alles as 'n bedreiging en dan ontplof hulle. En dit het ook met stres te doen. Hulle het meer kortisol as ons, so hulle kyk uit vir bedreiging en hulle reageer baie vinnig as iemand aan hulle verkeerde kant kom. Goed, wat is die oorsaak van narcisme? Is daar 'n spesifieke oorsaak? Ja, daar is nogal, dit kan 'n genetiese komponent wees, maar kenners sê dat die opvoedkundige deel daarvan speel 'n groot rol. Soos byvoorbeeld, in die begin dan voorsien die ma nou in 'n baba se emosionele en fisieke behoeftes en later dan nie eintlik nie, dan begin hulle albei die kind kritiseer en miskien verwerp en die kind laat glo jy is nie goed genoeg nie. En dan soek so 'n kind die heeltyd goedkeuring. Ja, hulle het eksperimente met tweelinge gedoen en agtergekom, tweelinge wat geskei is en agtergekom, definitief is daar ook 'n genetiese komponent wat hulle optree, albei van hulle met narcistiese eienskappe. So, maar ek dink nog steeds, in my ervaring en my navorsing, is dit meer hoe ouers die kind hanteer. En dit is eintlik baie hartseer, want daai persoon het heeltyd 'n narcistiese wond en hy gaan heeltyd soek vir goedkeuring. Ek sê nou hy, maar vroue kan net sulke erger narciste wees as mans. Riet, ek het nog soveel vrae, maar hopelik kan ons weer met jou gesels, want ek wil graag weet in watter beroep daar die meeste narciste is. Maar baie dankie vir jou tyd en jou insig. Bly ingeskakel hier by Goeiemôre, Good Morning. Ons is nou weer terug. Jy is steeds by Goeiemôre, Good Morning.
Ons almal dink ons kan gewoonlik agterkom wanneer iemand jok, maar hoe waar is dit regtig? Vandag gesels ons met Marcus Coetzee, 'n sielkundige en spesialis in leenopsporing van SALX wat werk met tegnieke soos kognitiewe onderhoudvoering om waarheid van leens te onderskei. Marcus, goeiemôre, good morning, hartlike welkom. Dankie. Mense dink hulle kan regtig maklik agterkom wanneer iemand jok, maar hoe akkuraat is leenopsporing eintlik? As jy my ma vra, dan sal sy sê 100%. Ek kon nooit vir haar jok nie. Die waarheid is omtrent 54%. Net meer as 'n kans vat. Want ons is so geleer om goedjies weg te steek, om nie die waarheid te vertel nie, om onsself te bevoordeel of om onsself uit die moeilikheid uit te hou, dat hulle het 'n studie gedoen in 2022 en hulle het gevind dat net 54% van die keer is jy eintlik akkuraat. So jy kan dink dat die persoon vir jou jok, maar dis nie juis verkeerd. So jy het eintlik daai gawe by mamma geërf? Nee. Dis nie 'n gawe nie. Ons het hard geleer, want daar's baie goed wat jy leer. Mense bly mens en daar's baie goed wat vir jou dan wys as hulle nie die waarheid vertel nie. Marcus, wat is van die algemene goed waaroor mense die meeste jok of 'n wit leentjie vertel? Dis maar gewoonlik om hulle self uit die moeilikheid uit te hou. As jy iets gedoen het wat jy nie moes doen nie, as jy iets gedoen het en jy weet jy gaan raas kry, jy gaan in moeilikheid kom by die polisie, by jou baas, iets vergeet om 'n werk te doen, aan die hond jou huiswerk geëet. So dis maar meer om uit die moeilikheid uit te bly vir jouself. Jy kry kwaadwillige leenvertellers, soos die narcissiste. Maar meestal is dit, ons sien dit maar as 'n wit leentjie, maar dis nie altyd, dis nie goed nie. Ek wil bietjie gesels oor kognitiewe onderhoudvoering. Dit klink na so 'n fascinerende onderwerp. Wat behels dit? So, dis 'n gespesialiseerde manier van ondervraging. As ek jou vra, 'n vraag van, kom ons sê byvoorbeeld, jy was vanoggend op die N1 gewees, daar het 'n rooi kar agter in 'n blou kar en vasgery. Dan vra ek jy wat het gebeur? Nee, 'n rooi kar het agter 'n blou kar vasgery. Maar dis nie die volle waarheid nie. Kognitiewe ondervraging help jou om die hele waarheid vir my te vertel sonder jou vooraf opgestelde idees. Want jy het 'n sekere geskiedenis van goed wat jy altyd na oplet, goed wat jou fascineer, jy sal meer dit onthou, en die KI, cognitive interviewing, fokus daarop om die hele prentjie te kry. Goed wat jy dink wat nie belangrik is, nie vir my belangrik. Soos byvoorbeeld, jy het dalk die diesel geryk 500 meter voor die ongeluk waarop die karre gegly het. Maar jy kom dit nie agter nie, want niemand vra jou daaroor nie. Waar in cognitive interviewing vra ons jou waar het jou dag begin, alles tot en met daai insident. En wat het jy geryk? Wat het jy gehoor? Toe jy by die huis uit is, wat was jou gemoedstoestand? So dit gaan oor die hele pakket van die mens wat jy ondervra, van die begin van sy dag af tot die insident. Want al die sintuie speel eintlik 'n rol in hoe mens iets ervaar. Ja, alles speel 'n rol. Liggaamstaal is ook 'n goeie, ek wil nie sê indikasie nie, maar as jy iemand se liggaamstaal kan lees, kan dit eintlik vir jou nog inligting gee oor of hulle vir jou jok of nie. Liggaamstaal is baie belangrik. Belangriker is wat meeste mense graag wil hê. Wanneer ek praat, wanneer jy praat, luister jy om 'n antwoord te gee. Maar die subtiele tekens is in die liggaam en dan ook in die stemtoon en die spoed waarteen hulle praat. Dit het alles te doen met jou basislyn. Ek sal nou as ons geleentheid het gou daaroor praat, maar jou liggaamstaal is baie belangrik. Die fout wat mense maak met liggaamstaal is, ons is geleer as iemand links bo kyk wanneer jy hom 'n vraag vra, dan jok hy, want hy probeer kreatief wees. As dit my basislyn is, my menswees kyk altyd links bo wanneer iemand met my praat, of ek kyk niemand in die oë nie. As gevolg van kulturele opvoeding, dan sê 'n ander kultuur, maar die persoon jok vir my, want ek kan my nie in die oë kyk en my antwoord nie, maar dis nie waar nie. Dis daai persoon se basislyn. So jy moet verby dit kyk. Liggaamstaal is uiters belangrik, maar dit moet in Engels sê hulle clusters gelees word. Daar moet 2 of 3 wees wat saamstem, dan weet jy daar's misleiding wat plaasvind. So, hierdie is vir my so interessant. Ons het net onder 'n minuut oor. Ek wil vir jou vra, hoe ervaar mense vir jou wanneer hulle weet wat dit is wat jy doen? Hulle is versigtig en hulle is verkeerd. Want mens kan nie, daar's groot tekens wat wys as iemand 'n leuen vertel.
Maar meeste mense is al so ervare en goed gekondisioneer dat hulle subtiel die leuns vertel. So vir my om hier by jou te sit en jy sê vir my wanneer ek jok, is nie ek gaan deel van die 54% wees. Ek moet 'n basislyn skep. Wat is jou mannerisms, jou lyfstaal ensovoorts. Maar ja, wanneer mense dan hanteer jou anders, wat jammer is, want dan vertel hulle jou eers die waarheid. Dankie Marcus. So interessant. Marcus Kutse van SoulX. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eko-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance Car het 'n oplossing vir jou. Refinance Car, motorfinansiering met voordele. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique, trek iets ordentlik aan. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Welcome back to Goeiemorgen, Good Morning. Our next guest is a familiar face on South African stages and screens. Acclaimed actress Fiona Ramsey joins us to talk about the theatre production, The Opera Singer, which is currently showing at Theatre on the Square. Fiona, a warm welcome to Goeiemorgen, Good Morning. Good morning. It's wonderful to be here. What is The Opera Singer about? So The Opera Singer is written by Jana Ramos Violante, and her and I have worked together for, many, many years together. She's played my daughter, she's played a nun, and she wanted to write a vehicle for me to star in. And she decided she was very interested in the life of celebrity, of a really, really famous person. And opera is kind of like the pinnacle, despite what Timothy Chalamet says. I was about to say.
Well, opera, is very, very demanding. You have to sing scales, you have to keep your voice intact, all those sort of things. So it's a very rigorous discipline. So she decided that was, what she wanted to do. She was also fascinated with Maria Callas. Yes. Although it is not primarily about Maria Callas, I look like her, I dress like her, and it really interrogates her life and how it's a two-hander between a journalist and her, and he comes to interview her. It turns out to be the day before she dies, and she's quite ill. She's putting on a facade, and it really deals with the ethics of journalism and the ethics of what happens to a life when you dedicate everything solely to the pursuit of art at the expense of relationships, children, a marriage, a life, really. Yeah. So it's very witty. It's very funny. She doesn't suffer fools gladly and puts him down quite regularly. He's very nervous, and so they're perfect foils for each other. But I think, in this day and age of social media, I think it's really interesting as to, fake news, AI, what is real and what is not. I mean, we scroll through even Facebook. It doesn't even have to be Instagram. You scroll through Facebook and you have all these posts that you go, this can't be true. And it actually isn't. And, if you look at a disclaimer right up in the corner. So it's really about the intrusion of what happens to celebrity with the intrusion of publicity. And that sort of thing. So but she is an opera singer. And so, it deals quite a lot with how she feels about performing. Yeah, I love that you mentioned the impact of social media on our lives and how it's almost impossible sometimes with AI now, especially to differentiate between what is real and what is fake. But the theatre and having a character like this to play is so real because the audience is right there experiencing that show and that piece of art with you. That must be something that even after many years, you never get sick of. I think, film, CGI, all these new inventions on film, Avatar, you look at how people's voices can be replicated by AI. Theatre cannot be touched by that. Unless, we a whole lot of holograms running around the stage. But it can't be touched by that. And that's why it's my first love is being on theatre, on the stage. Because also every fibre of your being is engaged in playing that role. Film is wonderful, reaches many more people, is much more well paid. But you don't know what's going to end up on the cutting floor. You don't know what your performance will remain. Whereas you're very much in control on stage, where, it's just you at the beginning and you at the end, and what happens in between is a kind of magic and mystery with the audience. Yeah. People often say to me, how can you do the same thing every night? Surely it gets boring. And I said, well, no, if you have a conversation with different people, it's never boring because it's a different conversation. And an audience becomes so much part of what the play, how people respond to the play, and how the narrative and the emotional arcs unfold. So, it's just wonderful. Your whole being, your brain, your mind, your body, everything is just engaged. And it's a drug, it's like a drug. Once you have it, it's very difficult to not have it anymore, especially if you can. Yeah. The production has already had great feedback after its run at the Baxter Theatre. What has the audience response been like so far, Fiona, just to close off? It's been absolutely amazing. It started off in Salzburg as part of an opera festival, an arts festival there where opera is very, very prevalent. It started there and it's developed. In Cape Town, we did another version, slightly expanded, and it's developing all the time because we've been commissioned to do a film of the piece, which is extraordinary, and it's got long legs. Yes. We're going to London. We're going to New York. We'll take it to the Hilton Festival. It really is. I think it's a vehicle that I shall be playing for many years to come.
Fiona, and we cannot wait to watch you in it and absolutely just experience your craft and your talent on the stage once again. Thank you so much for joining us, Fiona Ramsey. Tickets for The Opera Singer available if you go and check out Theatre on the Square. You can see where you can go and get tickets so that you too can go and experience Fiona Ramsey on stage. I tell you, it is something to witness, someone that's such an awesome master of their craft. Van een merkwaardige sanger na die volgende. Elof gaan net hierna in die ateljee wees om saam te gesels oor sy nuwe enkelsnit. Ek kan nie wag om daardie onderhoud saam met Elsa te ervaar nie. Maak seker jy gaan volg ons op ons sosiale media bladsye by Goeiemôre, Good Morning. Ons is nou weer terug. Bly net waar jy is. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfs skilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Start your personal skincare journey today with Skin Miles, an online skincare and makeup store with over 100 brands and more than 3,500 products that have been clinically tested and that delivers on every promise. Skin Miles offers you personalized advice and service from leading skincare professionals, including Dr. Alec Nikolic, a renowned specialist in aesthetic medicine, to curate a bespoke skincare journey for every individual. Visit www.skinmiles.com. Skin Miles, your personal skincare destination. Versy, ons gaan nou 'n bietjie chill saam met Elof, of sal ek sê 'n bietjie verder chill. Elof, baie welkom hier by ons. Baie dankie, ek waardeer dit. Luister, daai musiekvideo lyk asof dit groot pret was. Dit was verskriklik lekker geweest. Dit was. En vertel gou vir my, hoe het jy besluit op die konsep en wie almal deel daarvan gaan wees? Ja, my sussie het eintlik vir my die idee gegee. Ja. Vir die musiekvideo. Sy het gesê, "Maar wat as die ouens soos vir 'n spa-day gaan?" En dis die ouens wat ook net bietjie wil chill. Ja. Toe dink ek bietjie daaraan, toe begin ek nou brein, toe speel ek nou rond met die idee in my kop, toe dink ek, okay, wat sal baie cool wees as die ouens vir hulle vrouens sê baie, hulle gaan op 'n jagtrip
en dan kom hulle by die jagplaas aan of by die lodge aan en dan is dit eintlik 'n hengse spaan naweek. So, en hoe ek besluit het wie ek gaan kies, ek het maar net my pelle in die bedryf gekies en ja. En toe chill julle almal 'n bietjie saam. So net vir konteks, dit is nou jou splinternuwe enkels Ja. net. Ek moet sê ek hou baie van dit wat jy gedoen het met die foto. Ja, met die kromkommers. Met die komkommers. Ja, dit was nogals interessant. Ons het nie eintlik 'n face mask gekry nie. Ja. Toe gebruik ons gesigverf. Nou daar het jy dit nou. En mense het dit nooit kon sien nie, maar nou het jy dit noem. Ja, dis eintlik gesigverf. Ja. Nou, ek bedoel, wanneer die mense nou kyk, ons het nou 'n bietjie gesels oor die musiekvideo en ek dink wanneer die mense luister na die klank, is dit nogal anders as dit wat jy gewoonlik doen. Ja. Jy het toe jy nou voorheen hier was met ons kom gesels oor country probeer. Hier is 'n bietjie meer van 'n rustiger liedjie. Ja. Hoe het jy daarop besluit? Was dit net tyd gewees vir so iets? Ag, ek moet vir sê jy weet ons ek toets maar die waters. Dan probeer ek country aan, probeer ek hierdie, dan doen ek hierdie. So ek like dit om 'n bietjie die waters te toets en te kyk wat gebeur. Ek is nie bang om dit te doen nie. So ja, ek dink dit was tyd vir iets anders en iets vars. En ons het dit nou probeer en ek dink ons het dit maar reg gekry. Ja, en ek dink dit is nogal iets my wat van jou spesifiek ook uitstaan is jy's nie bang om iets nuut te probeer nie. Jy weet, dink jy dis belangrik vir kunstenaars om konstant so 'n bietjie wat sal die woord dan nou wees, te vernuwe in die proses? Ja, ag, as ek nou Engels woord kan gebruik, dit is 'n bietjie van 'n double-edged sword. Ja. Want dit is goed vir jou om nuwe klanke daar buite te kry en die mense is heeltyd honger vir nuwe sounds, maar die ding is ook jy kort jou unieke klank ook. So ek dink ek het klaar party van die radiostasies noem dit lofpop. Ja. Dit is for some reason. Klaar die lofpop sound establish wat nogal cool is waarop ek altyd kan terugval en wat ek kan uitsit, maar dis ook lekker om te weet dat ek kan toets. Ek kan die waters toets en nie bang wees om te weet waar uitkom nie. Ja, en ek het jou die afgelope naweek by die Sonneblomfees ook gesien en jy's altyd so energiek en dis meer en dit lyk vir my asof hierdie liedjie ook baie goed ontvang word. So baie sterkte daarmee. Dankie. En kom kuier gou weer by ons. Ek sal met die grootste liefde. Nou daar sê, gaan luister na Elof se splinternuwe liedjie, bietjie chill op al die aanlyn platforms waar jy dit kan gaan stroom. En intussen wil ek jou ook sê, ons het 8 dubbelkaartjies per aand om weg te gee vir die Rock My Wêreld wat op 27 en 28 Maart by die Theatre of Marcellus by Emperor's Palace plaasvind. Nou met kunstenaars soos Nicholas Lou, Dozy en Pietman Geldenhuys op een verhoog kan jy uitsien na oorspronklike liedjies en saamsing treffers. Besoek ons sosiale media om in te skryf. Dalk sit jy volgende naweek voor in die gehoor. Nou ja, dis dan al van ons kant af hier by Goeiemôre Good Morning, maar ons is môreoggend weer terug. So tot dan sê ek vir jou, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. Ons sien julle môre weer. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfskilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld.